Goeiemiddag, beloveds. Wat 'n voorreg is dit weer eens op hierdie pragtige donderdag om u te groet in die wondernaam van ons Here Jesus Christus, onze Heer en onze Meester. Amen. Dis die dag wat die Here gemaak het en ons moet hierin dankbaar wees. Elkeen sal miskien nie vandag dieselfde ervaring het van hierdie dag nie, of het miskien nie dieselfde ervaring gehad in hierdie dag nie, maar die Here kry nog steeds aan die einde van die dag die eer, omdat hy wonders gedoen het. Amen. Daar is niemand soos die Here nie. Die Here is eenvoudig net die Here. Halleluja. Ons kan verander en ons sal verander. Ons verander van gedagtes, ons verander van metodes, ons verander van handelinge. Maar die Here, hy is konstant. Hy verander nooit nie. Ek wil weer eens net almal wie op hierdie blad wat hierdie blad volg, wil ek baie dankie sê. En ek dank God altyd vir geleentheid. Ons het 6 jaar 'n koortjie gesing. This is the day that the Lord has made, we must rejoice and be glad in it. En dis inderdaad dit wat die Here vir ons doen, kan ons nie aan hom terugbetaal nie. Al wat ons moet doen is om aan die Here die lof en die eer te gee. Amen. Halleluja. Ek wil ook daar uit Johannesburg se kant ook vir Bernie en vir Clint bedank vir hulle openhartigheid en die manier hoe hulle in jou lewe in belê. Baie dankie Bernadine en Clint Marlak daar in Johannesburg. En dankie dat julle ook hierdie blad view en kyk na die content op hierdie blad. Baie dankie. Die Here seën julle openhartigheid en my gebed is dat die Here julle sal seën in alles wat julle sal doen en aanpak. Amen. Praise die Here. Vandag wil ek praat oor die impak van vrae. Die impak van vrae. Vrae het 'n manier om jou lewe negatief of positief te impakteer. Vrae wat negatief gerig of opgestel word, is vrae wat jou 'n negatiewe denke gee. Dit bring twyfel, dit saai teleurstelling. Jy weet 'n vraag is net 'n vraag. En as die vraag nie antwoord het nie, of antwoord gekry het nie, of as daar nie antwoord gegee was op hy vraag nie, dan bly dit maar net nog 'n vraag. Amen. So eintlik kan daar geen emosionele aantrekking wees tot die vraag nie. Amen. Maar sodra die vraag jou emosioneel raak, dan ervaar jy sekere goed. En dis waarom daar vrae kom. Want jy is nie seker oor sekere dinge nie. Amen. Dis wat vrae eintlik is. Jy is onseker oor sekere goed. Maar ek wil vandag hierdie woord net los en dan ook maar weer my gebed dat die Here julle sal seën in hierdie dag en dat die Here elke vraag, elke onsekerheid, die vraag sal beantwoord. Amen. Ek sit en dink vandag terwyl ek hier besig is met die studie van die woord
Uh, en die woord, jy weet, roeping, kom by my, jy weet, mense noem hierdie woord, baie keer, jy weet, net sommer net so, as los het sommer net so oor die lig. Maar, jy weet, 'n roeping is 'n swaar ding. Wanneer jy geroep is, dan is daar 'n aanhoudende stem wat met jou praat. As jy nie die werk doen wat jy voor geassign is nie. Daar's 'n aanhoudende gepraat, stemmetjies wat jy hoor, en jy voel net daar's iets wat net nie vir jou dag volmaak maak nie. Dit maak jou, it doesn't complete your day, as ek dit so kan stel. En 'n roeping se assignment sal altyd jou, die assignment sal altyd by jou bly. Amen. Want weet jy wat, jy sal, as jy geroep is, sal jy die ding gaan doen of die assignment aanpak, sonder dat jy iets terug verwag, want daar's 'n assignment waarvoor jy gestuur is om uit te oefen. Amen. Maar sodra jou roeping geldwaarde aan het, maar is dit nie meer 'n roeping nie. Sodra jy gevra word, jy weet, sodra jy betaal word vir dit wat jy voorgeroep is, dan is dit nie meer 'n roeping nie. Dan is dit 'n besigheid wat jy dan dryfveer. En ek het niks teen niemand wat, jy weet, geld kry of geld vra, wanneer hy 'n assignment gaan uitoefen nie, of iets moet gaan doen, waarvoor hy gevra is nie. Dit is net my mening dat wanneer jy geroep is die roep, die ding van geld, of die pryswaarde vir waarvoor jy geassign is, dan is dit nie van toepassing nie. Dit is nie die eerste ding op jou brein nie. Die eerste ding op jou brein gaan wees om dit wat God jou voorgeroep het of voorgeassign het, te gaan doen. Dit is maar net in kort. Amen. So, daar's baie geroepenes, maar daar's ook baie businessmen. Daar's ook baie besigheidsmanne in hierdie bediening van die Here, wie 'n geldwaarde op hulle bediening sit. Amen. As ek jou wil, vir argumentshalwe, wil nooi na my bediening toe, dan is daar 'n prysklas waar volgens ek jou dienste gaan benodig, en dit maak dit 'n besigheid. Maar sodra jy geassign word, die Here het of jy is uitgenooi om hierdie ding te doen waarvoor jy geroep is, dan is geld die laaste ding op jou brein. Amen. Because weer eens kry jy dan weer 'n geleentheid, en ons kry, dit is 'n voorreg wat jy kry om dit te doen waarvoor die Here jou geroep het. Amen. So ons sit nie geldwaarde op jou roeping nie. Daar is nie veronderstel om 'n geldwaarde op jou roeping te wees nie. Because as die Here jou geroep het, dan het die Here jou geroep om iets te doen waarvoor hy vir jou geassign het. Amen. Nie omdat jy dit wil doen, maar omdat die assignment van God in jou lewe en op jou lewe is. Amen. So die laaste ding wat in jou mind gaan kom, is geld. Geld gaan nie die voorkeur kry nie. Nee, jou assignment gaan die voorkeur kry, die opdrag gaan die voorkeur kry. Amen. En ek sê weer eens, sodra jy wat gevra word om iets te doen, 'n geldwaarde of 'n prys op jou bediening sit, dan maak dit van jou 'n besigheidsman. Because when jy trade dit wat God vir jou gegee het, jy ruil dit vir geld. Amen. So dit is maar in kort, net die stukkie wysheid wat ek daar in die emmertjie wil gooi. Goeiemiddag, neef of swaar, Andrew Morris, al die pad daarvan van Wyksvlei in Wellington, lanklaas van hom gesien op hierdie blad.
Maar ek wil praat oor die impak van vrae. Hier in Spreuke 30 vanaf vers 5 lees ons die woord van die Here en hy sê, elke woord van God is gelouter. Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Amen. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. En ek wil 'n verwysing lees as die verhaal hierso in Johannes 20 vanaf vers 24 waarin Jesus nadat hy uit die dood het opgestaan het verskyn aan die disippels en die een disipel wat nie daar was nie, Thomas, het nie geglo dat Jesus hom verskyning daar gemaak het nie. En toe Jesus opdaag, toe is Thomas die een van wie Jesus moes bewys het dat hy werklik opgestaan het. Jesus, hy moes sy hande wys en die letsels wat in sy hande was. Thomas wou nie glo dat Jesus so jy weet sy verskyning sou maak nie. En hier in die 27ste vers, nou wat ek gesê het in die begin, dat wanneer ons seker is, gaan daar vrae wees. Amen. Wanneer jy onseker is, sal daar vrae wees, want 'n vraag moet 'n antwoord het. Hier kom Jesus in die 27ste vers en hy sê, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Amen. Want die rede kom Jesus vir hom hier die antwoord gee vir die onsekerheid wat daar in hom was, of het werklik Jesus was. Vind plaas hier in die 24ste vers, waar Jesus, wat Thomas kom en hy sê, luister, een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. En die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, daar is die vraag, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Amen. So Thomas was onseker oor dat Jesus regtig sy opwagting gemaak het by die disippels. En hy wil eers sien voordat hy gaan glo dat dit regtig waar Jesus was. En nou dit is wat vrae maak, liewe vriende. Vrae is 'n teken van twyfel aan die een kant, want ek wil sien die ding waarvan ek onseker is, voordat ek dit gaan glo. Amen. En dit bring my ook by 'n gedeelte waar die Israeliete uit Egipte uit vrygelaat is. Amen. Hulle is vry, hulle is nie meer onder die slawerny van die Egiptenare nie. Hulle word nie meer van oggens vroeg af gemishandel tot saans laat toe nie. Hulle is vry om te doen wat hulle wil doen. Maar die eerste uitdaging, die eerste challenge wat hulle in hierdie tyd ervaar, amen, daar is nie water nie, die water is bitter, amen, en hulle begin te redeneer, halleluja, en hulle kom na Moses toe en sê vir Moses, luister, sal ons nou uit Egipte uitkom, en hier in die woestyn doodgaan van die dors, hier is die kos nie, sal ons nou, waar daar oorvloed was,
In die woestyn kom Moses en hier sou kom sterwe. En Moses het geen ander keuse gehad nie, want weet jy wat? Hy het 'n assignment gehad wat deur Christus Jesus, wat deur God aan hom gegee is. Amen. Waar Jesus vir ons het, luister, ek het die geroep van die volk, het ek gehoor. Amen. En die Here het vir hom die opdrag gegee, die instruksie gegee, luister nie, gaan haal my volk. Nou ja, hier sit hulle voor 'n krisis en die enigste bron of toevlug wat Moses kan neem vir die vraag wat die volk vir hom vra, want hy het nie die antwoord nie. Hy was maar net die vehikel van die boodskap wat God vir hom gegee het. Hy was maar net die vervoermiddel van die boodskap en die opdrag was op hom, hy moet die volk uitlei. So dit was sy assignment. Amen. Maar die antwoord op die vraag kan hy homself nie beantwoord nie en hy moes na sy bron toe gaan, wie Christus is, wie God is. Amen. En baie kere, my liewe vriende, dan is ons in hierdie ding van waar ons so onseker is, ons betwyfel baie goed. En baie keer betwyfel ons die woord van die Here ook, want dinge gebeur nie altyd soos wat ons wil hê nie. Amen. Halleluja. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Die Bybel sê dat die geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Amen. So as jy gehoor het dit wat die Here van jou verwag, amen, is dit veronderstel om sodat jy kan glo. Amen. Dit veronderstel vir jou om te glo dat wat God sê is reg en dit is dit wat ons moet doen. Amen. Hier in die tydelike lewe word ons baie keer word jy gequestion oor sekere goed in jou lewe. Jy word baie keer gequestion oor sekere goed wat jy doen. Jy word baie keer gequestion op jou maniere wat jy het. Amen. En baie keer het jy self is die antwoord vir hoekom jy soms so lelik moet wees met iemand anders nie. Of jy baie keer nie is die antwoord vir hoekom jy net nooit nee sê nie. Jy is maar net altyd gewillig. Amen. En baie keer kry jy seer en baie keer word jy teleurgestel. Maar jy jouself het nie die antwoord nie. Want weet jy wat, as jy vir Christus in diens staan, dan is, jy weet, niks is vir jou te moeilik om te doen nie. Niks is vir jou te ongemaklik om te doen nie. Amen. Jy wil graag net help waar jy kan. Al word jy baie keer misbruik of word jy baie keer teleurgestel. Amen. En jy weet, dan word jy baie keer bevraagteken. Jy weet, omstandighede kom en jy word bevraagteken op die omstandighede. Jy het 'n huishouding, jy het sekere verantwoordelike finansiële verantwoordelikhede en jy word bevraagteken daarop. Amen. Want daar's iemand wat onseker is hoe die pad vorentoe lyk. Amen. Selfs in die kerk opset. As daar nie duidelikhede is in die huis van die Here nie. En jy weet, vir argumentshalwe, ons spreek oor sekere goed wat teen die skrif is, wat teen die Bybel is, wat teen God se instruksies is. Kom ons maak 'n voorbeeld. Sê ons maak 'n voorbeeld dat die tempel is die liggaam is die tempel van die Here. En die Bybel sê, wie hom skend, sal die Here self mee deel. Amen. So as jy goed toelaat aan jou liggaam. Amen. As jy goed toelaat in jou liggaam wat teen die skrif is, soos byvoorbeeld rook. Jy weet, rook is 'n ding wat jou liggaam afbreek. En jy begin by 'n sigaret en dan, jy weet, dit raak 'n addiction. Jy kan later nie meer daarsonder nie. Amen. Jy kry vandag mense, selfs in die kerk, mense wat sê hulle is vrygemaak. En weet jy wat is jy vry is? Ek dink ons mense het van begrip van vryheid. Wanneer jy vrygemaak is, doen jy nie meer die ding wat jy gedoen het nie. Amen, toe jy in die wêreld was nie. Amen. Jy was 'n alkoholist.
Nou doen jy nie meer, jy drink nie meer, want jy het by die Here gekom. Hierdie alkohol was die oorsaak hoekom jou lewe 'n totale mislukking was. Hierdie alkohol het gemaak, hoekom jy nie met niemand oor die weg kon kom nie. Want weet jy wat, as jy vol alkohol is, jy's dronk, dan is jy die lelikste mens. Jy praat die lelikste, verstaan nie, en niemand wil met jou geassocieer word nie. Dieselfde met gedragspatrone. Amen. Jy het die lelikste maniere, want jy verwag maar almal moet met jou oor die weg kan kom. Nee, weet jy wat, jy sal alleen wees, want niemand wil met iemand oor die weg kom wie elke dag net die probleem is nie. Amen. So, jy kry vandag in die kerk die tipe gesindhede. Jy is in die kerk, jy rook. Jy's op die kerkraad, jy rook. Jy's op die kerkraad, jy drink. Door die Bybel sê, hom wat die liggaam sken, hy sal gesken wees. Hy sal gesken word. Nou, ons moet oppas, liewe vriende, en dit is waar die vraag kom. Die mense is onseker oor die boodskap. Jy is in die worship team, of jy bedien die altaar van die Here, maar jou lewe buite die kerk is lewe wat jy totaal al aan die duiwel offer. Maar Sondagoggend wil jy God se kinders kom bedien, of jy wil God se kinders kom toesing, of jy wil God se kinders kom vermaan. Maar deur die week is jy die lelikste persoonlikheid, die lelikste gewoontes, en dit is vir jou reg. Daar is mense wie jou sien. Daar is mense wie vra het oor die tipe ding. As jy dit doen, hoekom kan ek dit nie doen? As jy sulke getoelaat, as jy in die pap gaan sit en Sondagoggend nog vry word of toegelaat word om die altaar te bedien, hoekom kan ek ook nie daar gaan sit nie? Maar het julle gesien, sodra ek 'n contribution maak, of 'n tiende betaal, of 'n goeie offer gee, of ek het, jy weet, whatever die situasie mag wees, dan kry die persoon altyd die voorkeur. En dit is wat vrae ontlont. Dis waar vrae kom. Hoekom mag die persoon dit doen? Maar ek wat nou nie die groot bedrag geld gee nie, of ek gee nie, miskien nie, ek is nie so baie betrokke in die kerk nie. Maar as ek dit doen, dan is daar probleme. Dit is wat die vraag veroorsaak, my liewe vriend. But John affirms something here. Jesus affirms something here in John chapter 16 and 30, where he says that we know now that that you know everything. Okay? You do not need someone to ask you questions. En dit is waar die Here eintlik ons aandag wil terugbring. By Jesus, by hom wie gekruisig is. Die Bybel sê, die Here sê, ons weet, die disciples, hulle wil jy praat, hulle sê, ons weet dat u alles kan doen, en dat jy van alles weet. Dit is glad nie nodig om vir jou vrae te vra nie, maar weet jy wat, ons het gesien, die prys wat jy betaal het, ons het gesien, jy was gekruisig, ons het gesien hoe was jy gemartel, ons het gesien dat jy begrawe was, maar ons weet ook nou, dat jy opgestaan het. Al die onsekerhede wat daar was, het jy beantwoord deur die daad wat jy gedoen het. Amen. So that clarifies the doubt that we have about our Lord and our Savior, Jesus Christ. Ons het gesien. Amen. Ons het gesien. Prys die Here. Luister geliefdes, die ding wat in jou gees moet kom, ongeag die vraag wat daar is, ongeag
die onsekerheid wat daar is. As jy by Christus uitgekom het, moet jy net weet, dat jy is vrygekoop. Nie deur die bloed van bokke en stiere nie, maar jy is vrygekoop deur die onbevlekte bloed van die lam. Jy is vrygekoop, luister, daar's 'n prys betaal, wat geen mens wou betaal het nie. Dit gee jou die versekering, dat ek lei nie meer uit die ding wat ek gelei het nie, dit is weggevat. Ek drink nie meer nie, dit is weg. Ek rook nie meer nie, dit is weg. So ek het hy sekerheid, omdat Christus die prys betaal het. Whatever you do with your life, I am focused. I am focused. And my mind and my body, my whole being is fixed on Jesus. Wanneer jy vrees, my liewe broer, ek het gehoor wat mense praat van, jy weet, generasievloek, maar luister jy, as jy by Christus uitgekom het, dan is jy vry even van die generasievloek. Jy is vry van die sondelas. Jy is vry van die ding wat jy, die oorerflikheid siektes, wat ons sê dat ons maas het kanker gehad, ons gaan ook kanker kry. Ons maas was 'n depressieleier, so ons gaan ook in depressie lei. Jy is vry van die oorerflikheidssiektes. Amen. Ek maak klaar. Amen. Maak seker. Jy weet dat die onsekere wat in jou is vra. Maar Jesus het alles omtrent hy vrae het hy klaar beantwoord. Amen. Alles omtrent die vraag wat jy het hy klaar beantwoord. What we need to understand, jy as persoon lewe jou lewe. En dis waarom die Bybel sê, Jesus sê, dat elkeen gaan sy eie pakkie na die mark toe dra. So wat jou vriende doen, en wat jou kennisse doen, en wat die pastoor doen, of wat die apostels doen, of wat wie ook al in jou gemeente doen, dit is op hulle, what they are doing. Maar wat vir jou belangrik is dat ek met die Here moet reg lewe. Geliefdes, ons het die versekering, dat die Here het die prys betaal. Ons het die versekering. So ons het nie nodig meer volgens die skrif, waar die disciples vir Jesus sê, luister, u het nie meer nodig, om vir ons te bewys, wat u deur moes gemaak. So ons sien u nou. Ons sien die merke in die hande. Ons sien die wond in die sy. Ons sien elke letsel wat u deurgemaak het. Dit is belangrik. Ons weet nou dat u het opgestaan en u die dood oorwin. Amen. Amen. Daar is ons 'n saint in ons samelewing wat sê, seeing is believing. Hearing is no evidence. Amen. Nou, ons het nou gesien, sê die disciples. So, u het niks nodig om meer te verduidelik nie. U is al onbekend met elkeen se nood. Because ons het gesien dat u die dood oorwin het. Liewe luisteraars, Paulus sê, selfs in al jou omstandighede, in al jou nood waarheen jy gaan, in al jou vrae wat jy het, moet ons weet, ons fokus moet Jesus wees. Dis waarom Paulus sê, that we are more than a conqueror. Whatever jy sal deurmaak, moet jy weet dat die Here jou oorwinnaar sal maak. Daar's 'n lied wat sê, we win in Jesus' name. We win in Jesus' name. We are more than conquerors. We win in Jesus' name. So my liewe vriende, as jy vandag voel, dat die vraag wat jy het, maak jy confused, maak jy die mekaar. Neem hierdie vraag na die Here toe. Want die Here het vir jou 'n antwoord. En miskien ken jy die antwoord, miskien ignoreer jy maar net. Maar die Here het vir jou antwoord. Jy is 'n wenner, as jy in Christus is. Moenie laat hierdie, jy weet, die klein jakkeltjies hier, die klein windjies hier, die klein stormpies hier, jou fokus van die Here af wegvat nie. Amen.
Ons het nie meer nodig om te twyfel nie. Die disciples sê, ons het nou gesien. Ons het nou al gesien. Want hier staan nou hier voor ons. Hy het die dood oorwin. En soos ek altyd sê, daar is baie van ons mense wat nog steeds soos die vroue voor die graf staan. Amen. Verwonderd oor waar Jesus is. Nou sê ons, Jesus, nou sê die disciples, ons het nou gesien. Die Emmausgangers sê, was ons harte nie brandend nie. Amen. Want weet jy wat, as Jesus in jou teenwoordigheid kom, daar is net 'n ander ervaring wat jy het, ander gevoel wat jy het. God will always get the glory. En dit is my bemoediging vandag, my liewe vriende. Die vraag wat jy vandag het, neem dit aan die Here toe. Hy is die antwoord. Hy is die antwoord vir al jou vrae. Dit wat jy deurmaak, kan nooit opweeg teenoor die prys wat Jesus vir ons betaal het nie. Mag die Here u seën in hierdie dag, mag die Here vir u deurkom, en mag sy genade altyd deur ons vergeesel, en mag sy krag ons versterk in hierdie tyd. Selfs hulle wie geliefdes aan die dood afgestaan het, God will always get the glory. Ons moet net vertrou op die Here, want hy is die staande rots. Die Here seën u. Amen.